Dr. Corneille Mulder, leier van die Vryheidsfront Plus, kom kuier vir ons op die rooi bank by OFM se opstal hier by Nampo Park. Dr. Mulder, jy het nou 'n bietjie rondgeloop al by Nampo Oesdag en interaksie gehad met boere op die grond. Wat is jou indrukke van die expo en wat sê die produsente? Kom ek begin deur te sê, eerstens 'n groot voorreg om by OFM te kuier en op die rooi bank. Dit is werklik 'n voorreg en baie dankie vir die geleentheid. Ja, kom ek vir jou sê, as mens hier stap en met die mense praat en met die produsente en almal wat te doen het, dan kom jy weer eens tot die besef dat hierdie is 'n absolute voorbeeld van totale uitnemendheid. Van amper wil ek sê perfek wat gedoen kan word. En die ironie is, hierdie uitnemendheid wat in die landbousektor kom vanaf die produsente, van Afrikaners, van die boere, is iets wat eintlik landwyd in alle terreine kan geakkommodeer en gedoen word as die geleentheid daar geskep word. So dit is regtig, ek is werklik weer beïndruk. Dis 'n ongelooflike skou wat mense hier ervaar en uitstalling en al die goeie wat hier is. En as ek praat met die mense op die grond, daar's 'n opgewondenheid, daar's 'n vasberadenheid om 'n verskil te gaan maak en om die werklike dinge te doen. Ek weet dit was 'n moeilike seisoen, maar ons is daardeur en ek dink ons gaan vorentoe en dit is die ervaring is baie positief, baie positief. Dan ons het nou volgende week, ek dink dit is die groot nuus van volgende week, is afvaardiging wat weer Amerika gaan besoek om te gaan praat, om te red wat daar te redde is. By Nampo, ons sien dit is wel baie divers, verskeidenheid van landbouers wat hier is, van bestaans tot kommersiële boere, maar dan veral as jy kyk na die kommersiële kant, die mense wat hiernatoe kom vir die groot tegnologie, vir die implemente. Dit is mense wat se marges dalk geraak gaan word deur tariewe, deur 'n einde van AGOA. Wat sal jy sê moet volgende week gebeur wat krities belangrik is? Ek dink die president van Suid-Afrika se besoek aan Washington is goed, maar ons moenie naïef wees nie. Die Amerikaners weet presies wat hier aangaan. En as die doel is om te dink ons kan gou vir die Amerikaners 'n paar storieetjies gaan vertel, gaan dit nie werk nie. Die ironie is, AGOA is in die moeilikheid, daar is nie twyfel daaroor nie, maar ek weet Amerika is bereid en beskikbaar om met ons 'n baie beter en 'n groter handelsooreenkoms aan te gaan tot ons voordeel van ons boere en kommersiële boerdery en al die ander sektore wat geraak word deur AGOA. Maar dan is daar 'n paar dinge wat vir die Amerikaners ononderhandelbaar is en ook vir president Trump ononderhandelbaar is. En een daarvan is sekuriteit en veiligheid vir die landbou en die boeregemeenskap. Hulle staan absoluut daarby. Daarmee saam die kwessie van Afrikaners wat geboelie en verinnerweer word, die regte van minderhede en onteiening. Die Amerikaners, president Trump voel geskriklik sterk dat onteieningswet moet weg, dat eiendomsreg moet verseker wees en dat hulle daarby staan. So ek is dankbaar as daar gepraat word, maar ek is bekommerd as daar gedink word. Daar kan doeteenvoudig bietjie verduidelik word, gaan dit 'n fiasco wees. Geen twyfel daaroor. En dalk op daai punt, Vryheidsfront Plus, julle werk in die hartland van Suid-Afrika, ook OFM se uitsaaigebied, Vrystaat, Noord-Kaap, Noordwes. Wat is van die kwessies waarmee julle te kampe het en wat is van die planne wat gemaak word om dienslewering te verbeter op grond? Absoluut, jy is heeltemal reg. Die Vryheidsfront se steun is landwyd, maar hierdie uitsaai area van OFM spesifiek, die Vrystaat, Noordwes, en daardie gedeeltes is verskriklik belangrik binne die Vryheidsfront Plus ondersteunersbasis en die konteks. Ons weet dit. En die uitdagings is groot. Ons mense sukkel in terme van infrastruktuur wat moeilikheid maak. As jy gaan kyk in terme van hoe die paaie netwerk tot niet gaan, boere kan hulle produkte by die mark kry nie, dit is 'n geweldige probleem. En dan dienslewering, basiese goederes, is 'n geweldige probleem en ons wil die geleentheid gebruik om 'n verskil te maak daaraan. Nou dit lyk vir my, as jy kom by plaaslike regerings ook, gaan ons het volgende jaar die verkiesing, dit gaan in die rigting van ook koalisieregerings op plaaslike vlak. En ek kan wees dat ons na volgende jaar ook koalisieregerings kry waar die Vryheidsfront Plus wil inspraak kry, deel van word om daardie verskil te kan maak vir ons mense op die grond. Ons wil 'n hand uitreik, die hele kwessie van veiligheid is 'n probleem. Ek het 'n verklaring vanoggend uitgereik en gesê as die president ernstig is om 'n verskil te maak, dan moet hulle die moorde op die plase verklaar as 'n prioriteitsmisdaad, hulle moet die kommandostelsel terugbring. Kill the boer, kill the farmer moet verklaar word as haatspraak en weg met die onteieningswet. Dit is konkrete goeders wat 'n verskil gaan maak. Die Vryheidsfront Plus gaan voort om dit te beywer en ons daartoe te beywer vir ons mense, juist ook in julle gebied. En dit dan Dr. Corneille Mulder en hy is die leier van die Vryheidsfront Plus. Baie dankie vir jou tyd en insette en geniet Nampo verder. Baie dankie Alzet, groot voorreg en baie sterkte vir OFM.